Jy sien as vir mense verduidelik dat die blanke weste, blanke kultuur, blanke DNA, blanke volke is besig om uit te sterf, dan is hulle baie gou om vir jou te verduidelik, maar God het almal gemaak en hy gaan almal red en maak nou nie saak watter ras jy is nie, en ons moet nou nie kla daaroor as die blankes nou uitsterf nie. Nou ja, dis maar 'n baie dom manier van dink, en 'n ou wat so redeneer, verstaan glad nie die implikasie daarvan nie. En jy kry baie van hulle oor see, maar jy kry hierdie sotte hier in Suid-Afrika ook, veral onder die Engelse. Maar as ons kyk na die situasie in Brittanje, is dit reeds ver gevorder. En Brittanje is maar min of meer die voorbeeld van hoe dit gaan lyk in die res van Europa. En ek het 'n baie oulike video wat ek vir jou sal bysit by die einde van hierdie video van my, dan kan jy nou mooi luister hoe ernstig is die situasie daar. Hulle praat van 1 uit elke 4 kinders, 4 blanke kinders. 1 uit elke 4 blanke kinders in Brittanje is nou die minderheid in sy skool. Hulle praat van 72 skole reg oor Brittanje, waar geen blanke kind is nie. Dit wil sê, blankes moes dan nou hulle kinders onttrek het. My heerlikheid, is dit dan nie 'n vorm van rasisme nie? My heerlikheid. En nou hierdie skole is dan nou swart of islamities georiënteerd, en hulle bring natuurlik ook islamitiese gebruike en gelowe in by die skole, soos wat ons dit nou ook al gesien het. So die pad wat Suid-Afrika gestap het die laaste 30 jaar, is 'n pad wat die res van die wêreld en Europa besig is om te stap in aller erns. En die vraag is altyd, wie sit daar agter? Nou, die Jood sit daar agter. So, as jy dit nou nie weet nie, dan weet ek nou nie wat om vir jou te verduidelik nie. Maar die Joodse ideologie sit agter hierdie verwoesting van blanke lande. En hoe het hulle dit gedoen? Wel, hoe kry jy dit dat hierdie blanke lande hierdie massiewe hoeveelhede sogenaamde vlugtelinge inneem? Wel, jy krap die Midde-Ooste om. En dit is wat die Jode gedoen het. Die Jode het op groot skaal oorloë gemaak met die hulp van Brittanje, die VSA en Frankryk in die Midde-Ooste, en so het hulle Irak gebreek, Afghanistan, Sirië, Libanon, Gaza, Wesbank, selfs kan ons sien, was daar 'n aanslag op Egipte, Jordanië. Ons het hier te doen met 'n land wat oorlog maak met al sy bure. So, nie almal reg rondom die Joodse staat is nie veilig nie. Nou, wat maak jy met daai vlugtelinge? Wel, jy kanaliseer hulle na blanke lande toe. Is dit nou per ongeluk dat hulle na blanke lande toe kom? Nee, dit is met opset. En so veroorsaak jy dat binne in die blanke lande het jy dan nou krisis met finansies, belastingbetalergelde, die skole word verswart of verislamitiseer, dit gaan na die grens na burgeroorlog toe tussen Islam of die Pakistanis en die Afrikane en die blankes, wat op hierdie stadium besef, hulle is eintlik in ernstige gevaar, en die geskiedenis wat by hulle omtrent 6000 jaar oud is, kom ons sê, bietjie minder as 6000 jaar oud is, as ons tel van na die vloed is dit bietjie meer as 4000 jaar, daardie geskiedenis sal ophou bestaan. 100 jaar van nou af, as jy vir iemand vra, waar kom jou voorouers vandaan, en hy sê van Brittanje af, en hy's 'n wit mens, dan gaan ons hom sê, ag, maar jy praat twak, man. Jy kom nooit van Brittanje af nie. Brittanje is 'n islamland, is 'n islamitiese kalifaat. Daar's nie een blanke oor daar nie, man. Jy praat nou twak. En dit is wat gebeur in 'n kort tydjie van minder as 40 jaar. Sien ons hierdie tipe ding wat reeds plaasvind in Europa. Ook sal ons, as ons vir ons voorgeslagte sê, maar weet jy, julle protestante voorouers kom daar uit Frankryk en Nederland, dan gaan hulle sê, ag nee, ma, nou nie nonsens praat nie, hoor. Daar is 'n islamitiese kalifaat, daar's nie meer wit mense oor nie. En dit is presies dieselfde wat in die Midde-Ooste gebeur het, meer as 2500 jaar gelede. Toe was blanke Israel, want Israel is 'n blanke volk, ons lees dit in die Ou Testament, hoe weet ons dit? Want Jahwe sê, julle mag nie verbaster met die Gamitiese volke nie. So nou kry ons dat hierdie blanke Israeliete word verstrooi, hulle versamel onder andere daar aan die bokant daarna by die Kaukasus gebergte, en op 'n stadium trek hulle oor die Kaukasiese gebergte in Oos-Europa en in Europa in, en so ontstaan die blanke westerse lande oor 'n aantal eeue. Reg.
So, en dit is hoekom ek vir jou kan sê, ek is 'n Israeliet, al lyk ek nou nie soos die Midde-Oosterse nasies nie. Want 2500 jaar terug was daar blankes in die Midde-Ooste. Goed, nou ja, baie interessant. Mense moet nou net bietjie uit die blik uit dink, maar alhoewel die meeste van my volksgenote is maar baie geïndoktrineer. Nou ja, nou die volgende vraag wat 'n ou vir jou moet vra, en ek het baie leringe hieroor gegee, want ouens glo vreeslik vas dat Jesus nou gaan terugkom. Die wederkoms is nou naby. Nou ek het vir jou slegte nuus, die wederkoms is in die verre toekoms. Ons het nie nou 'n wederkoms nie. Wat ons wel het, is ons is op pad na die oorheersing van die Gog en die Magog nasies oor die wêreld. En hierdie Gog en Magog nasies, saam met Rusland en China, sal dan nou oorlog maak in die westerse blanke lande. Ons gaan dit sien, ons is reeds besig om dit te sien, niemand kan dit ontken nie. Ons is op pad na die bestaan van die 8ste kop, waarvan Openbaring 17 praat, die 8ste kop van die dier. En nou ja, jy moet verstaan, wie is hierdie 8 koppe? As jou predikant nie vir jou kan vertel wie is hierdie 8 koppe nie, dan moet jy verstaan, die man se skrifkennis is ernstig gebreke en die Heilige Gees het hom toe nou nie gesê nie. Maar hierdie 8ste kop is dan nou hierdie islamitiese kalifaat wat dan nou reg oor die westerse lande tot stand kom en die wêreld regeer vir 'n baie lang tyd. En daar sal geen blanke lande oorbly nie behalwe Suider-Afrika. En dit is wat Siener vir jou probeer verduidelik. Siener sê vir jou in hierdie tyd sal daar 'n herstel plaasvind van die boerevolk in haar eie land sonder 'n sent skuld en die res van hierdie ander blankes, konservatiewe blankes, sal vlug na Suid-Afrika toe, want ons sal die enigste blanke in die veiligste land wees tot in die verre toekoms. En dis iets wat jou predikant jou nie gaan leer nie. Inteendeel, hulle is doodstil oor dit en geen kerk op hierdie aarde gaan dit vir jou verkondig nie. Inteendeel, hulle verkondig die leuen van 'n wegraping. En moenie bekommerd wees nie, God gaan ons uit alles uit wegraap, en ek het vir julle bewys dat in die boek Openbaring is daar geen wegraping nie. So, wanneer die laaste besuin blaas, is wanneer ons Armageddon kry, en Armageddon is 'n slagting van die Gog en die Magog nasies, daar in Openbaring 19. Nou ja, maar hoe dit ook al sy, jy moet baie blind wees, om nie te verstaan, dat Amerika, Kanada, Nieu-Seeland, Australië, Europa, Brittanje, se toekoms is 'n islamitiese kalifaat, wêreldwyd, wat oral gaan oorheers nie. Jy moet baie blind wees, as jy dit nie kan verstaan vandag nie. En, soos ek sê, as jy nou hoop, Jesus gaan nou kom voordat dit geskied, dan het ek vir jou slegte nuus. Dit gaan nie, want ons moet hierdie tydperk van die 8ste kop het. En in hierdie tydperk sal ons dan ook sien dat die gevalle engele terugkeer na die aarde toe, soos in Openbaring 12 vir ons gesê. En ja, en dan hulle sal saam die islamitiese kalifaat beheer. Maar hulle gaan nie Suider-Afrika, wat die enigste blanke land is wat oorbly, regeer nie. Nou jy hoef maar nie te glo nie, as die Almagtige jou spaar met lewe en gesondheid, dan sal jy dit sien. There is not a single white British child in 72 schools across England. In 454 schools, white British children make up less than 2% of the student body. White British children are also now a minority in 1 in 4 schools. That is data from the Department of Education reported by The Telegraph. I strongly believe this is indirect social engineering on a national scale. Tell me this, how does any country expect assimilation, let alone a shared culture, when thousands of children grow up in classrooms where white British identity is the exception, not the norm? Will there be a White History Month to help with these minority children to feel included? Will there be DEI initiatives to give them a leg up? Of course not. They're the wrong kind of minority, aren't they? And yet it seems if you even dare to raise these questions, the government now might label you as a potential terrorist. That's not hyperbole.
That is the Home Office's own Prevent programme, including what they are dubbing cultural nationalism as a red flag for radicalisation. If you believe that Western culture is under threat from mass migration, or think that some groups aren't integrating, that alone might get you flagged for de-radicalisation. So let's be absolutely clear. Mass migration is driving down wages, jacking up housing demand, crushing the NHS and putting enormous pressure on public services. Not forgetting costing the taxpayer tens of billions of pounds. And after all of that flagellation, we're told we can't discuss the failure of some to integrate. Further fueling division, isn't it? Riots and resentment. The kind we've seen erupting in cities across Europe, even here in the UK. In my strong opinion, what's happening is not accidental, it's ideological. Our own government-funded institutions are treating British identity as a threat, all while they continue to flood the country with people from foreign areas, some of whom hate our way of life, who may even then go on to live in ghettoised areas detached from British culture entirely. It seems to me that what our governments really want is obedience and your silence, and they are pushing this country to the utter brink.